In 1978 het die Nederlandse fotograaf Hans Eikelboom 'n vraelys aan 100 vroue gestuur, waarin hy hulle gevra het om hul ideale man te beskryf, sy voorkoms, sy styl en kleredrag. Hy het 42 antwoorde teruggekry, die mees uiteenlopende daarvan gekies, en vir ongeveer 10 daarvan het hy homself gaan transformeer, en sover hy kon om by elke beskrywing te pas. Hy het vir elke vrou 'n foto van homself gestuur, sodat sy presies kon merk hoe hy sy gesig sou moes verander, snor hier of 'n baard daar. Toe met grimeerkunstenaars die regte uitrustings en die vrou wat by die fotosessie teenwoordig was, wat die klere en grimering geregisseer het, het hy sy portret as haar ideale man laat neem. Die gevolglike reeks genaamd Die Ideale Man, of Die Ideale Man, 1977 was dit, was 'n speelse konseptuele blik op hoe subjektief en gevarieerd idees bestaan van manlike perfeksie. Sommige werklik snaaks, sommige so 'n bietjie ongemaklik en meeste nogal verbasend onthullend. Bijna 50 jaar later is hierdie foto's die kern van die uitstalling oor die sogenaamde manosfeer by die Stedelike Museum in Amsterdam. Is Eikelboom se portrette van vroue se ideale mans die kern van die museum se nuwe manosfeer uitstalling, 'n perfekte humoristiese beginpunt vir die uitstalling oor hoe ons vandag oor mans praat. Die manosfeer, terloops, is 'n aanlyn netwerk van sogenaamde influencers, beïnvloeders. Dink maar aan manne soos Andrew Tate of Myron Gaines of Hamza Ahmed, hierdie hoë testosteroon kerels, het miljoene volgers. Die stedelike se uitstalling Beyond the Manosphere, Masculinities Today, is 'n versameling van werke vanaf die 1960s tot vandag, waarin manlikheid van mag en aggressie tot broosheid, teerheid ondersoek word. Hier is 'n paar indrukke van die tentoonstelling. Dan so 'n kykie in die binnewêreld van die man. Die kunstenaar Diamond Stingley, is Amerikaner. Hierdie kunstwerk Orgasms Happened Here vir die tentoonstelling gemaak. Sy is 'n skrywer en kunstenaar. Ek lees hier van die omskrywing: Orgasms Happened Here, hot girl, is een kast verscholen in de muur. Het spel tussen een besloten innerlijke privéwêreld en de publieke ruimte van het museum creëert een psychologische en conceptuele spanning. Een rij gestreken witte overhemden in de kast suggereert een dagelijks leven vol herhaling en conformiteit, terwijl de foto's die aan de achterwand van de kast zijn geprikt stereotype objecten van mannelijke verlangen zijn.